Daar's iets wat nie sin maak nie in godsdiens. Die Here skep die aarde en hy maak die mens vir die aarde. Die mens sondig op die aarde. God stuur Christus om verlossing te veroorsaak op die aarde. Hy gee vir ons die geleentheid om sy geregtigheid deel van te kan word op die aarde. En ons probeer aarde verruil vir hemel. Ons probeer, God het vir ons iets op die aarde gedoen en ons probeer dit oopskuif hemel toe. En die vraag wat 'n mens moet vra is dat, hoekom moet jy aarde verlaat, hemel toe gaan, terugkom aarde toe en dan saam met God lewe, terwyl God verlossing, redding, saligheid op die aarde bewerkstellig het? Is daar nie iets wat ons mis nie? Is daar nie iets wat maak in ons lewe dat ons die plan van God mis op aarde nie? Want toe hy vir Adam gemaak het, toe sê hy, kom ons maak mense na ons beeld en na ons gelykenis, terwyl Adam op aarde is. En ek dink daar's 'n fout ergens, dat ons mis iets. Want ons almal, of die meeste mense verlang, ons gaan aarde verlaat en ons gaan hemel toe, ons gaan na God toe. En daar's niks fout daarmee nie, want die siel wat God geskep het, gaan terug na God toe. Dit is, maar hoekom wil ons dit eendag na die dood in sy volheid belewe? Terwyl God alles op aarde beskikbaar gestel het. En dit maak vir my 'n vraagteken stel aan godsdiens. En dan is daar ook die vraag wat sê, Here, hoekom kom ons nie, as dit dan vir aarde is, hoekom kom ons nie by dit uit nie? Dink 'n bietjie, hoekom kom ons nie by dit uit nie? Daar moet iets wees wat ons as kinders van God miskyk. Ek weet nie of dit die feit is dat ons so hemel toe verlang, laat ons die heerlikheid van God op die aarde mis nie. En ek dink dit is dalk die kruks van die hele ding. Ons wil so graag by God wees, terwyl God Gees is. En die Gees van God en God is alomteenwoordig. So waar God se Gees is, daar is God. En as God se Gees alomteenwoordig is, en ek is op die aarde, dan moet God mos by my teenwoordig wees. As hy so ver gegaan het om te sê, ek gaan sodat julle 'n plek kan wees waar ek is, dan maak dit vir my 'n groter vraagteken aan die godsdiens wat ons beoefen. Want hy het die stelling gemaak terwyl hy op aarde was. En hy sê, ek gaan die plek dan voorberei, terwyl hy op aarde is, gaan hy om die plek in die, kom ons noem dit die geestesriem te gaan voorberei, sodat ons kan wees waar hy is. En hy het dit baie, baie duidelik gestel, dat hy en die Vader is een. Dan is daar 'n vraagteken wat 'n mens moet vra aan die godsdiens wat ons voorhou en wat vir ons voorgehou is. En of is die evangelie van Jesus Christus nie dalk nog so 'n bietjie verborge nie? Dat ons nie die volle impak besef van wat God gedoen het nie. Jy weet, as ek na die verhaal, en ek gaan begin met dit, met die verhaal van Lazarus in Johannes 11 vers 16. Ek gaan dit vir u lees, maar ek wil vir u die verhaal vertel.
Martha en Maria stuur na die Here Jesus toe. En hulle sê, Here, hy vir wie u liefhet, is siek. En die Here wag totdat Lazarus dood is. Hoor jy wat ek sê? Hy wag totdat Lazarus dood is. En toe gaan hy na Lazarus toe. Maar voor hy die pad vat na Lazarus toe, maak hy hierdie stelling. Thomas sê vir hom, die een wat Didymus genoem word, sê hy vir die ander disippels, kom ons gaan saam, sodat ons ook maar kan doodgaan saam met hom. Die grootste profetiese woord wat Thomas ooit in sy lewe kon uitspreek, om saam met Jesus te sterf. Hy vra, Here, hulle het jou so pas net 'n paar dae terug, wou hulle jou doodmaak in Judea. En nou besluit jy gaan Lazarus uit die dood uithaal in Judea, of jy gaan na Lazarus toe. En hy sê, kom ons gaan saam met hom, dat ons saam met hom kan sterwe. Hy sê dit is in die Afrikaans so. Hy sê, en Thomas, wat Didymus genoem word, sê vir sy mededisippels, laat ons ook gaan om saam met hom te sterwe. Dit is in Johannes 11 vers 16. Kom ons gaan, let us go, that we may die with him. Die grootste profetiese woord wat hy uitspreek sonder om te besef wat hy sê. Want dit wat hy pas gesê het, gaan in vervulling gaan. Dit wat hy pas gesê het, gaan in vervulling gaan. En daarom wil ek jou so bietjie daarna die boek van Jesaja toe vat. Jesaja is in die Ou Testament. Ek gaan hier daarna Jesaja hoofstuk 6 toe vat. En dan gaan ek vir u so 3 versies uit Jesaja hoofstuk 6 lees. Jesaja hoofstuk 6 vers 6 sê, hy sê, maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, en hy met 'n tang van die altaar afgeneem, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak. Hoor wat hy sê, en jou skuld is weg, en jou sonde is versoen. Daarop hoor ek 'n stem wat my sê, wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Jesaja, hoofstuk 6, vers 6. Kom ek lees dit vir u. Isaiah, dit is in Isaiah, hoofstuk 6, vers 6. Gaan dit vir u weer in Afrikaans lees? Hy sê, maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, jou skuld is weg, jou sonde versoen. Daarop hoor ek 'n stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Hy sê, then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar. And he laid it upon my mouth, and said, lo, this hath touched thy lips, and thy iniquity is taken away, and thy sins is purged. And so I heard, as also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send, and who will go for us? Then said I, here am I, send me. Hy sê vir ons, luister wat sê hy, toe hy in aanraking met God, of die boodskapper van God kom, toe sê hy, my skuld, of jou skuld, is weg. Hy sê, jou skuld is weggeneem, maar hy sê ook, jou sonde, jou skuld is weggeneem,
Jou sonde is versoen. Weet jy, soos wat ek sê, as 'n mens die skrif beginne lees uit 'n profetiese oogpunt uit, dan moet 'n mens nou kan beginne in die Nuwe Testament hierdie dinge dan raak sien. Want alles het geprofeteer in die Ou Testament tot op Johannes, en in Johannes toe die Here Jesus op die toneel verskyn, toe sê ek het gekom om te vervul die wet, die profete en die psalms. Hy sê, as jy dit mooi lees, dan sê hy, maar ek, as my skuld weg is, het ek gesterf. As jy net die ding so 'n bietjie verder lees, dan sê hy, het ek gesterf. My skuld is weg, my sonde is versoen en ek het eintlik gesterf. Want die mens wat geskep is uit 'n vrou uit, kan nie dit reg kry nie, kan dit nie vermag nie. En daarom het God vir hom in 'n profesie eintlik maar gesê, so net soos wat die seraf jou aanraak, my boodskapper, so sal die boodskapper wat ek stuur jou ook eendag gaan aanraak. En dit is die boodskap wat uitgedra moet word. Maar dit is belangrik dat hy sê, my skuld is weg en my sonde is versoen. Nou ek sal 'n mens vir jou vra, maar Here, hoe het dit gebeur? Hoe het dit gebeur? Hoe het dit plaasgevind? Ons almal weet die kruis het betaal, ons almal weet Jesus het die prys betaal, maar glo ons dit werklik? Glo ons werklik wat plaasgevind het? Ek wil u na die boek van Romeine toe vat, Handelinge, en dit wil ek nou vanmôre met alle respek en met alle eerbied sê. Ek wil u daar na Romeine hoofstuk 4 toe vat, en ek gaan vir u vers 5 tot en met vers 8 lees, en dan wil ek hê, jy moet dit wat ek hier geskryf het, probeer volg en dit raak sien. Alright? Come on, man. Hy sê in vers 5, aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. But to him that worketh not, het Jesaja gewerk vir die seraf om hom aan te raak? Nee. Hy het eintlik gesê, Here, ek is 'n man wat onrein van lippe is. En die Here sê vir hom, ek vat jou sonde weg. Ek versoen dit. So, Jesaja kon nie daarvoor gewerk het nie. En nou sê hy vir ons in Romeine, but to him that worketh not, wat nie werk nie, but believe on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. Kan jy 'n koneksie met dit maak? Right. Nou sê hy, soos Dawid ook die mens salig spreek, aan wie God geregtigheid toereken sonder werke. Even as David also described the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness without works. Met ander woorde, aan wie God die skuld wegneem en wie God se sonde versoen, sonder dat hy daarvoor gewerk het nie. Hy sê, daai man is 'n geseënde man. Nou sê hy vir ons in vers 7, welgeluksalig is hulle wie se ongeregtigheid vergewe en wie se sonde bedek is. Blessed are those whose iniquities are forgiven and whose sins are covered.
Hy sê, welgeluk is, salig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. Blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. Vers 8. Blessed is the man to whom the God will not impute sin. Met ander woorde, kerk van God, hy sê, ek vat dit weg, ek versoen jou met myself, en as jy geweet het dat jy gesterf is, sal ek nooit weer aan jou sonde kan toewys nie. As jy weet, dit is ek wat dit weggevat het, dit is ek wat dit versoen het. As jy weet wat ek gedoen het, sal ek nooit weer sonde aan jou kan toewys nie, weens die feit dat jy gesterf het. Weens die feit dat jy gesterf het, sal ek dit nooit weer kan toereken. Nou ons weet dat die mens met die sondeval is onrein gemaak. Sonde het die mens onrein gemaak. Maar die sonde, of die mens, kon die onreinheid van sy sonde nooit versoen kry. En nou sê die Here, terwyl jy op aarde is, gaan ek jou skuld wegvat. Terwyl jy op aarde is, gaan ek jou met myself versoen. Daar's net een voorwaarde, wat ek nou by gaan kom, jy moet sterf. Die mens, wat uit 'n vrou gebore is, moet sterf. Sodat hy wat in God gebore was voor die grondlegging van die wêreld, geherskep kan word na iemand, nadat hy dood is, geherskep kan word, waarin daar geen skuld is nie, en waarin daar geen sonde is, en waarin daar geen weer versoening hoef gemaak te word nie. Dis daai man. Nou, hoe het hy dit reg gekry? Hoe het hy dit reg gekry? Ek wil die vat na die boek, want kyk, ons almal in hierdie wêreld het geleer, en is onderrig en gesê dat sonde bring 'n skeiding tussen God. En ons het almal geleer dat ons moet tot belydenis kom, en ons moet God aanneem, en ons moet ons lewe inrig volgens die woord van God. En ons almal is altyd geleer, jy moet pas op, die duiwel soek 'n geleentheid om jou van God af te ontneem. En dis waarvoor ons as kerk van die Here Jesus gelewe het in ons vlees. Ons het die heeltyd in vrees gelewe. Ons het die heeltyd in vrees gelewe dat ek nooit in die teenwoordigheid van God sal wees nie. Ons sit nou al hoeveel jare in hierdie kerk, en ek wil vanmôre vir jou sê, baie mense luister na die boodskap van hierdie kansel af, en hulle sit nog steeds in dit. Want vrees maak 'n skeiding tussen jou en God. En daardie vrees kom nie van God af nie. Ek wil dit weer sê, daai vrees kom nie van God af nie. Kom nie van God af nie. Daar's 'n heilige, ongehoorsame gees geskep, wat probeer deur vrees 'n skeiding maak deur wat God gedoen het. Dit kom nie van God af nie. En ek gaan dit kwalifiseer deur dit te sê, waar God is nie sonde nie. Waar God is daar versoening. En God is die weg van versoening. So waar God is, kan daar nie 'n skeiding tussen jou en God kom nie. Want as ons baie duidelik verstaan, dat hy gegaan het om die prys te betaal op daardie kruis, waar al hierdie dinge wat geprofeteer is in die Ou Testament op my lewe van toepassing kan wees, dan weet ek, dat toe daai prys betaal is ek 'n nuwe skepping. Is ek 'n nuwe skepping.
Kom ek vat hier na die boek van Galasiërs toe. Wanneer het dit plaasgevind? Hoe het die onrein mens dan rein geword? Hoe het dit gebeur? Kom ek gaan vir u dit uitwys. Galasiërs hoofstuk 3 vers 13. Hulle sê altyd, moenie dit quoteer nie, laat die mense dit sien, laat hulle met hulle oë dit lees, laat hulle dit hoor, miskien verstaan hulle baie duidelik. Hy sê, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur 'n vloek te word. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Christ have redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. So hy word die vloek. Hy word die een wat die wraak, hoor wat ek sê, hy word die een wat die wraak vir sonde moes dra. Hy word die een wat die wraak van sonde moes dra en het dit ook gedra as gevolg van sy eie keuse. En daarom sê hy, niemand, as hierdie prys betaal is en jy dit geglo het, is daar niemand wat jou uit my hand uit kan haal nie. Niemand nie. Nou wil ek hier vat na die boek van Romeine, ek wil hier terugvat na die boek van Romeine, en moet nou nie die prentjie verloor so tussen my praat nie, ek wil hier terugvat na die boek van Romeine, en ek wil hier vir die daar Romeine 3, vers 9 lees. Romeine 3 vers 9. Hy sê, wat dan het ons enige voorrang, is jy daar? Wat dan het jy enige voorrang, hoegenaamd nie, want ons het tevore al Jode, sowel as Grieke beskuldig, dat hulle almal onder sonde is. Luister mooi wat sê hy. What then, are we better than they? No, in no wise, for we have before proved both Jews and Gentiles that they are all under sin. Met ander woorde, of mooier gestel is, Paulus sê, as jy dit van die begin van die Romeine afvat tot op hierdie vers, dan sê hy, ek het so pas 'n bewys gelewer, dat dit maak nie saak hoe godsdienstig jy is nie, dit maak nie saak watter godsdienstige wette jy onderhou nie, die bewys is daar, dat niemand voor hierdie kruisiging ooit geregverdig kon word nie. Hy sê ek het dit bewys, en daarom sê, we have proved, Jews and Gentiles, that they are all under sin. Lees ek dit reg? Ek het bewys. Hy sê, het ons enige voorrang, hy praat van die Jode, want hy probeer die Jode oortuig, het ons enige voorrang, hy sê, hoegenaamd nie, want ons het tevore bewys, Jode, sowel as Grieke, dat hulle almal onder sonde is. Die Afrikaans sê, ons het julle eintlik beskuldig. Julle het gedink, julle is eintlik die uitverkorenes, julle is nie die uitverkorenes nie. Almal is onder sonde, en as jy nie gekom het op hierdie plek nie, kan jou skuld nie weggeneem word nie, en jou sonde kan nie versoen word nie, dan bly jy 'n man wat uit 'n vrou uitgebore is. Maar as dit versoen is, dan is jy, of het jy die besef, dat jy eintlik van God afkom. En as daardie punt nie aangebreek het in jou lewe nie, sal jy altyd met 'n vrees in jou binneste lewe, dat jy nie vir God goed genoeg is nie. Punt nommer 1. Punt nommer 2 is dat jy nooit goed genoeg is om te kan uitlewe waarvoor God die prys betaal het nie.
En punt nommer 3 is, dan sal God die doel wat hy gehad het, nooit geopenbaar kan word in jou lewe nie. Ek hoop ek gaan dit by dit uitkom. So, as ons nie op daai punt gekom het nie, sal vrees altyd 'n skeiding maak tussen my en God. Tensy ek en jy oortuig is in die gees van ons gemoed, wat God gedoen het, dat my sonde versoen is, my skuld weggevat het, en ek eintlik soos iemand rein voor God staan, wat nooit in sy lewe enige oortreding gehad het nie. Halleluja. Ons bly in Romeine hoofstuk 3. Kom ek gaan vir u daarna vers 21 toe. Hy sê, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar, sonder. Kom ons lees 'n bietjie met klimaks, kom ons lees 'n bietjie met klimaks. Hy sê, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar, sonder die wet, sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Hy sê, but now, the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophet. Met ander woorde, as hy sê, is manifested, dan sê hy, ek het dit laat plaasvind. Ek het laat, jy's reg, Jesaja het dit geprofeteer en hy het ervaar. En omdat hy dit kon ervaar, kon hy dit profeteer en neerpen. Maar nou het ek dit laat manifesteer. Weet ons wat beteken manifesteer? Dit het sigbaar op aarde geword. Ek het dit laat manifesting, being witnessed by the law and by the prophets. Weet jy, toe daardie geregtigheid van God in vlees loop op aarde, toe sien die profete dit. Toe sien die wetdraers, maar hier is die geregtigheid van God op aarde. En hy het dit geopenbaar of laat manifesteer without the law. Ander woorde, dit moet vir my en vir jou iets sê. Dat daar 'n verhouding in God, wat die wet en die profete nie kon bykom nie, hulle kon net verbaas staan om te sien, sonder ons manifesteer dit op die aarde. Het jy gehoor wat ek sê? Sonder ons manifesteer dit op die aarde, en hier staan ons en kyk, en ons sien die geregtigheid van God op aarde gemanifesteer, en dit het niks met ons te doen nie. Dit het niks met ons te doen nie. Ons het geen invloed daarmee nie. Ons het geen bydra daar gehad nie. Hy het dit gelaat manifesteer, en ons kan net aanskouers wees van hoe God homself in menslike vorm gemanifesteer het en sy geregtigheid geopenbaar het op die aarde. Kom ons lees nog 'n bietjie verder. Hy sê, waar is ek in vir? Die geregtigheid, naamlik van God, deur die geloof in Jesus Christus, vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Sien jy die woord? Daar is geen verskil nie. Met ander woorde, toe daardie geregtigheid sigbaar word, die geregtigheid van God sigbaar word, toe sê hy, luister, almal wat glo, is daar geen verskil nie. There's no difference. Daar's geen verskil nie. Toe hy in die vlees dit openbaar,
is sigbaar, toe sê hy daardie sigbaarheid van die geregtigheid van God maak geen verskil as jy glo wie jy in Jesus Christus is nie. En dit is sonder die wet en dit is sonder die profete. Die wet en die profete kan ook maar net na jou kyk en sê, Vader, ons het geen invloed daar gehad nie. Soos wat dit in die lewe van die meester sigbaar geword het, is daar geen verskil nie. Dit kan sigbaar word in my en jou lewe as gevolg van die feit dat my sonde versoen is en my skuld is weg. Ek kom daarby. Daar is geen verskil nie. Kan jy 'n lyn trek as daar geen verskil is nie? Die oomblik toe dit vir hom sigbaar word en dit vir die moontlikheid het om vir my sigbaar te word, is daar geen verskil nie. As ek daai lyn kan trek, kom ons gaan nog so 'n bietjie verder. Hy sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Jesus Christus is. For all have sinned and all came short of the glory of God, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Dit wil sê, hierdie versoening kon as gevolg van die wet nie plaasvind nie. Being justified freely by grace through the redemption that is in Christ Jesus. Dit kon nie plaasvind deur die wet nie. En daarom sê Paulus, ek beskuldig julle Jode wat die wet onderhou, dat jy dit ook nie verkry het nie. En jy kan net 'n aanskouer wees. Ja. Jy kan net 'n aanskouer wees as jy die wet onderhou, dat die geregtigheid van God geopenbaar gaan word en kan word, en jy kan nie deel van dit word nie. Gehoor wat ek sê? Het jy gehoor wat ek sê? As jy die wet wil onderhou om dit te probeer bewerkstellig, sal jy net 'n aanskouer wees wanneer dit sigbaar word, want jy kan dit nie kry nie. Jy kan dit ook nie verdien nie. Want hy het gesê, ek het jou losgekoop van die vloek van die wet, deur 'n vloek te word, sodat jy die aanneming van 'n seun kan hê. Het jy gehoor wat ek sê? Hoe goed jy die wet kan onderhou, sal die geregtigheid van God in jou lewe op hierdie aarde nie sigbaar word nie. Jy sal net 'n aanskouer wees van hulle wat glo dat hulle deur genade geregverdig is as gevolg van Jesus Christus wat die vloek op die kruis geword het. Dit maak 'n mens bang, né? Dit maak 'n mens bang om te dink, Here, wet het vrees veroorsaak. Aanhangers van die wet het vrees veroorsaak. Vrees gaan maak dat ek sigbaar God nie kan openbaar nie. Daarom sê hy, ek het almal beskuldig. Jode, Grieke, slawe, vrymanne, almal beskuldig dat hulle nie geregverdig kan word nie. En as hulle besluit of glo en aanvaar dat ek die vloek geword het vir geregtigheid, dan kan geregtigheid sigbaar word in jou lewe en hulle wat onder die vloek is, dit nooit kan openbaar nie. Dan Katrien, dit sit ons onder 'n ander wet. Hy sê, want die wet van die gees, van die lewe
in Christus het my vrygemaak van die wet van sonde en dood. Galasiërs 3, Galasiërs 8 vers 2. Romeine 8 vers 2. Die wet van die Gees, van die lewe in Christus, het my vrygemaak van die wet van sonde en dood. Is daar nie 'n ding wat moet plaasvind in ons lewe, dat ons werklik vernuwe moet word in die gees van ons gemoed, sodat die vrees vir God uit ons lewe uit kan wegkom nie? Ek en jy kan jy kan baie duidelik, kom ek stel dit eerder so, jy kan baie duidelik sien, wanneer iemand die God benader in sy gebed uit 'n stand van vrees en uit 'n stand van stuur my Here, want jy het my lippe aangeraak. Jy kan dit soos dag van die nag onderskei. Hierdie ene soebat God om genade. Hierdie een sê, Here stuur my. Hierdie een sê, ek wonder as die bassein blaas of ek het gemaak. Hierdie een sê, Here jy het gekom, kom Here, kom, vul my met die volheid van die Godheid, sodat God deur my lewe sigbaar kan word en ek hulle wat in vrees lewe kan motiveer en aanmoedig om te kyk of ek hulle nie kan oortuig dat almal wat onder die wet is onder die vloek van God nie. Het jy gehoor wat ek sê? Hy wat die wet voorhou en godsdiens voorhou, sal nooit die lewe van God lewe wat God bepaal het om te wees, sodat God deur sy lewe sigbaar kan word nie. Ek het weer gesê, daar's geen verskil. Het ek weer dit gelees, there's no difference. Daar's geen verskil tussen die eerste en die volgende wat gebore gaan word as kinders van God nie. Geherbore gaan word. Hy is die eersgeborene. En ons is gebore, of geherbore, geherskep, hoe jy dit ook al sê, uitgekom. Ons is uit die sy van die Here Jesus gebore het, en hy het gesê, jy sal sigbaar kan wees, soos wat ek dit sigbaar gemaak het. Daar is nie 'n verskil nie, prys die Here. Ek wil vir die vers 28, van Romeine hoofstuk 3 lees. Aangesien ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Therefore we conclude, hy sê, kom ons kom net tot 'n gevolgtrekking, en dan sluit ons die hele hoofstuk af. Kom ons kom tot 'n besluit. Sê, therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Kom ons kry dit vir eens en vir altyd klaar in ons lewe. Kom ons maak 'n finale besluit, dat die wetdraer speel nie 'n rol nie. Kom ons kry dit vir eens en vir altyd in ons lewe gemanifesteer, sodat daar nooit weer tussen my en God 'n tintelinkie van vrees sal wees nie. Kom ons kry dit klaar. Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Want as Christus die mens hier moes geregverdig het, moes die wet en die profete hom nie aangekla het nie. Maar hulle het hom aangekla, gesê, maak hom dood. Hy dink hy's God. Hy sê, kom ons kry dit vir eens en vir altyd klaar. Kom ons maak 'n finale besluit in ons lewe. Die mens word nie geregverdig deur die werke van die wet nie. Alleenlik deur geloof in Jesus Christus.
Want daardie geloof maak dat hy wat hier gesterf het, en ek gaan nou by die sterf kom, maak dat God sigbaar kan word. En daar's nie 'n ander manier hoe God weer geopenbaar kan word op hierdie aarde, waarvoor hy 'n mens geskep het, waarvoor hy die mens geregverdig gemaak het, waarvoor hy die prys betaal het, waarvoor hy gesê het 'n mens gaan geherskep word na my beeld en my gelykenis nie. Dit kan nie op 'n ander manier plaasvind nie. Dit moet hier plaasvind. Hy sê in Galasiërs hoofstuk 4. Halleluja. Galasiërs hoofstuk 4. En ek gaan vir die vers 4 lees en ek gaan vir die tot en met vers 7 lees. Hy sê, kom ons besluit. Let's make a conclusion. Né? Nou sê hy, hierdie conclusion sê, toe die volheid van tyd kom. Maar toe die volheid van tyd kom, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Kom ons maak 'n finale besluit sê. But when the fullness of time was come, in die verlede tyd, God sent forth his son, made of a woman, made under the law. Right? Om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming van kinders kan ontvang. To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Kan ek dit hier so sê? Om die wat onder die wet was, los te koop. Is ek reg aan die Katrien? Hierdie ding sê vir my, dit bestaan nie meer vir geregtigheid nie. Wat onder die wet was, that to redeem them that were under the law, that they might receive the adoption of son. Met ander woorde, seunskap kom nie van hom af nie. Toe die volheid van tyd kom, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om hulle te verlos wat onder die wet was, sodat hulle die aanneming van kinders kan ontvang. Hierso, luister vanmôre, kan jy nie sê, ek is 'n kind van God nie. Dis 'n skok, né? Ek kan nie hierso sê, ek is 'n kind van God nie, en ek kan ook nie God sigbaar maak as ek daar is nie. Dis 'n geskok. Jy kan nooit kind van God word nie. Maar dit kan verander word na was, sodat ek God sigbaar kan wees. En dan is God 'n werklikheid in my lewe. Right, die volgende vers sê, omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur en hy roep Abba Vader. Kom ons lees net mooi wat hy sê. And because you are sons, God have sent forth his spirit, the spirit of his son, into your hearts, crying, Abba Vader. Here, hoor vanmôre wat ek sê. Omdat jy 'n seun is, het God sy gees uitgestuur. As jy nie 'n seun van God is nie, as jy nie 'n seun van God is nie, het hulle wat die wet onderhou, nie die gees ontvang nie.
daar. Met ander woorde, hulle het nie die leiding van die Gees van God wat in sy lewe kom woning maak het nie. Hy het nie die vermoë om God sigbaar te maak nie, want hy is nie 'n kind van God nie en hy kan nie die Gees van God ontvang nie. En omdat ek die Gees van God ontvang het, die volgende vers roep hy en sê, Abba Vader. Jy is nie meer 'n diensknegt nie, maar 'n seun. And if a seun, then an heir of God. Right. Hy sê, omdat julle kinders is, het God die Gees van sy seun in hulle harte uitgestuur en hy roep, Abba Vader. Verstaan ons wat ons daar lees? Verstaan ons daar? Hierdie ou kan net in sy verstand sê, God is my pa. Maar hierdie ou, wat in God is, kan sê Abba Vader, want God het deel van sy lewe geword. En die Gees van God is deel van sy lewe. En hy kan God ervaar in sy lewe. Hy kan God uitlewe. Hierdie ou kan nooit in die volle sin van die woord sê, God is my Vader, want die Gees van God is nie in sy binneste nie. Hey, hy moet God gaan soek. Ek sê dit 'n bietjie half, maar hy moet gaan soek. Waar's God? Hy moet in sy binnekamer gaan sê, Here, wees 'n sondaar genadig. Hy moet sê, waar's God? En hy verlang om met God te ontmoet. Maar hierdie ou sê, kom Here. Kom Here. Kom Here, gebruik my. Ek kan hier net amen sê. Here, gebruik my. Maar hy, wat Moses aanhang en die wet, en probeer om God te probeer beïndruk, lewer net die bewys in sy lewe, dat God is nie sy Vader, en die Heilige Gees is nie deel van sy lewe nie. Het jy gehoor wat ek sê, Tannie Katrien? Maar hierdie ou, hierdie persoon, wat weet, dat die geregtigheid van God het hom geregverdig gemaak, hy het sonde geword, sodat ek die geregtigheid kan word, dis daardie persoon wat gesê het, stuur my Here. Want hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Stuur my Here, want met my God loop ek 'n bendestorm. Met my God spring ek oor 'n muur, want hy wat in my is, het die vermoë dat ek hom kan sigbaar maak. En daar's geen verskil tussen my en my voorloper nie. Het ek gelees tot by vers 7. Daarom is jy nie meer 'n diensknegt nie, maar 'n kind. En as jy 'n kind is, dan ook 'n erfgenaam van God deur Jesus Christus. Amen. Wherefore thou art no more a servant, but a son, and if a son, then an heir of God through Jesus Christ. Met ander woorde, of dit wil sê, ek erf. Ek wil dit weer sê, ek het dit voorheen gesê, ek erf nie van God nie. Ek wil dit weer sê, ek erf nie van God nie. Ek erf God. Ek erf nie van God af nie. Then an heir of God through Christ. Ek is nie iemand wat 'n erfporsie gaan ontvang wat nie dieselfde is as God nie. Ek erf God. En daarom kan ek sê, Here, ek is sigbaar vir God. Ek is daar vir God om my te kan gebruik. Kom ons gaan 'n bietjie verder. In 1 Johannes
Ek wil kom, maar ek wil net 'n bietjie aanloop. 1 Johannes hoofstuk 1 vers 12. Ons almal ken dit, maar ek sê dit om dit op die kamera te kry, sodat dit kan uitgaan. Hy sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan die het hy mag gegee om kinders van God genoem te word. 1 Johannes hoofstuk 12, die evangelie van Johannes, nie hoofstuk 12 nie, Johannes hoofstuk 1 vers 12, want almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. But as many as received him, to them gave he power to become sons of God, even to them that believe on his name. Hy het hulle almal, ek sê hy het hulle almal, hy het hulle almal die mag gegee om kinders van God genoem te word. Wat het ons in die begin gelees? Niemand onder die wet kon 'n kind van God word nie. Ons het bewys dat almal onder sonde is en niemand nie. Hy sê maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee. He gave them the power to become sons of God, even to them that believe on his name. Alright? Luister na die volgende vers, vers 13. Wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man gebore is nie, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Yes, ek gaan nie klaar nie. Met ander, hy sê, hierdie man wat hierdie persoon aangeneem het, is gebore. Hy's gebore om God te openbaar in die vlees. Dis waarvoor hy gebore is. Hy het aanvaar dat Here, ek het aanvaar wat hy hier gedoen het en ek aanvaar dat daar tussen my en my Maker geen onderskeid is nie. Want ek is nie gebore uit verganklike saad nie. 1 Petrus 1:23. Ek is gebore of wedergebore uit onverganklike saad. En Jessie, onverganklike saad, deur die lewende woord van God wat bly tot in alle ewigheid. En ek wil weer sê, wat ek mee begin het, God het alles op die aarde gedoen. Vir ons, sigbaarheid van God op aarde. Maar, hierdie wet sê, ek moet sterf. Ek moet doodgaan om God geopenbaar te kry. Ek moet ook doodgaan, anders kan ek nie 'n eenheid met God bewerkstellig nie. Ek moet doodgaan. Terwyl hierdie evangelie sê, ag Here, terwyl hierdie evangelie sê, ek het God klaar geërf. Ek het God klaar geërf. Ja, waar gaan ek nou? Ek wil afsluit want my tyd is verby. Hy sê, want jy is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, deur die lewende woord van God wat bly tot in alle ewigheid. Hy sê, ons het saam met Christus hier gesterwe. Ons moet dit net besef. En ons wat opgewek het, is as 'n nuwe wese opgewek, wat uit God gebore is. Wat uit God gebore is ons opgewek as 'n nuwe wese. Hy sê, ek lewe nie meer nie.
Het jy gesien waar hy sê ek lewe nie meer nie. Christus leef in my. En as Christus geopenbaar is, kom ek vat dit vir jou een, hy sê, my lewe, ek het gesterwe, maar my lewe is saam met Christus verborge in God. En as Christus geopenbaar word, Here hoor vanmôre, as Christus geopenbaar word, as Christus, het jy gehoor, ek sê nie Jesus Christus nie, as Christus geopenbaar word, sal jy saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Met ander, dit wil sê, om God sigbaar te kry, moet ek besef, ek lê gesetel saam met Christus in God, en ek moet vanuit God Christus bring, want ek is die gesalfde van God, en die enigste wat die vermoë besit, om Christus sigbaar te maak. Want ek het gesterf, en ek leef nie meer nie. Maar die lewe wat ek nou lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en sy lewe vir my gegee het, sodat ek kan lewe, as 'n gesalfde van God, op hierdie aarde. Ja, as 'n gesalfde van God, op hierdie aarde. Hy sê, Christus het gesterwe. Net soos 'n mens bestem is om eenmaal te sterwe, het Christus gesterwe. Maar ek het saam met hom gesterwe. En my lewe is saam met hom verborge in God. En die sigbaarwording is om vanuit God te besef wie jy is. Ek leef nie, Christus leef. En wanneer Christus geopenbaar word, sal ek saam met hom, ek bring hom saam met my vanuit God uit in die sigbare wêreld. Het jy gehoor dit? Ek bring hom saam met my vanuit God in die sigbare wêreld, en ek openbaar sigbaar die volheid van God op aarde. Het hy nie gesê die volheid van Godheid was in hom liggaamlik, en ons is volkome op hom? Het ons nie dalk die evangelie verkeerd nie? Baie om te sê, maar ek moet hier afsluit. Want die weg na die Vader toe is deur Jesus Christus. Daar's net een weg, een waarheid en een lewe na God toe. Ek sê daar's net een weg, een waarheid en een lewe na God toe. Die ander een lewe lei na die dood toe. Daar's net een weg na God toe. En hy is die weg, en hy is die waarheid, en hy is die lewe. Die ander ene lei na die dood toe. Waar jy God eendag gaan sien, maar op aarde nooit ervaar nie. Ons sal moet besef waar God is. Ons sal dit moet begin besef. Weet jy, ek het 'n droom nou die aand, ek skrik my dood. Ek sê nie sê 'n droom nie, ek is so tussen slaap en wakker. En hier's lyke so gepak, so op mekaar. En hier staan een en hy vat 'n mandjie met 'n lijk af. En toe hy die lijk so afbring, toe sien ek maar dis 'n dogtertjie. Ek sê, daai kind lewe. En terwyl ek so na kyk, toe hoor ek sy sê, oupa. En ek sê, my kind, oupa gaan jou uit daai ding uithaal en oupa gaan vir jou nou koffie maak. Jy gaan nou lewe saam met oupa. En die Here sê vir my, of hy sê vir my, ek lê my woorde in jou mond. En ek kom agter dat die kerk van God is soos babietjies in 'n doodstryd gewikkel
en hulle weet nie hoe om daar uit te kom nie. En God sê, ek het julle die vermoë gegee om God sigbaar te maak op hierdie aarde. Dood en lewe lê nie net uit in die tong van jou mond nie, of op jou mond se tong nie. Dit lê gesetel in jou gees en in jou wese, waar dit vanuit my kom om te openbaar. En ek wil vanmôre vir julle sê, ek kyk uit na die dag, dat ek daai dogtertjie kan optel vir God om haar koffie te gee, in Jesus naam. Amen. Want ek weet, die kerk van die Here Jesus, sluimer en slaap in godsdiens, en hulle moet wakker gemaak word. Wakker gemaak word vir God. Ja, ekskuus, ek kon nie by die klimaks van my punt kom nie, maar ek dink jy het die boodskap gekry. En mag jy 'n fantastiese week geniet in die Here, saam met die Here. En ek gee hom al die eer daarvoor. Vader, daar lê 'n nuwe lewe. Vader, daar lê 'n nuwe hoofstuk vir ons. En Here, as ons net wil daardie boek wil oopmaak,